Hallo daar en baie welkom by vandag se erediens. Dit is 'n groot voorreg om jou te verwelkom, ook hier saam. Ons het die voorreg om te kan deel in dit wat die Here doen. Die Here wat stuur. Daarom sal jy vandag ook by ons 'n inisiatief sien. En jy mag dalk nie self so 'n hempie kan koop waarna ek gaan verwys nie. Maar jy kan deel in hierdie voorreg om te kan gee vir dit waarmee die Here ook besig is. Ek het onlangs 'n gesprek gehad met iemand wat daar in Nelspruit woon, wat sê maar ek deel in Kers van der Meede se werk en hulle beleef hulle self ook as deel hiervan en as dit jy is, dankie dat jy ook ons hande sterk maak en dat jy deel in dit wat die Here in hierdie wêreld ook doen. As jy fisies ook self wil bydra, wil deelneem, wel, daar's vir jou al die inligting hier onder op die skerm waarmee jy ook kan deelneem, vennote kan wees in wat die Here ook doen. Vandag hoor ons van die sturende Here, deel ons in sy getuienis. Kom ons bid dat die sturende Here, wat jou en my stuur, ons ook hier sal kom ontmoet. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Kinders en suigelinge besing U groote naam. Here, dankie dat U ons intrek in hierdie familie van God, die familie van die Vader. Vir ons kom herinner dat ons geliefdes is, maar dat U ons nie net intrek nie, U trek ons in en U stuur ons uit, om vir die wêreld te gaan vertel, die geliefde het sy lewe afgelê, sodat ons die mooiste boodskap ooit kan hoor, dat ons geliefdes is, van die Here, wat ons nuut kom maak, die Here, wat herstel kom bring, die Here wat ons stuur, gaan deel hierdie nuus, en ons het die voorreg om vandag, ook vanuit die woord dit te hoor, maar mag dit so wees, Here, dat ons nie net hoor nie, dat ons ook aanmeld. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag deel 2 van ons reeks getiteld Meer lewe vir meer mense voor te kan sit. Ons is met hierdie reeks besig om stil te staan by Lukas 10 en ons vra vir onsself af, wat beteken hierdie sending waartoe Jesus ons op stuur? Wat beteken om deel te neem in God se missio Dei, wat natuurlik die Latyn is vir die sending van die Here. So op 'n dag wat ons die vrywilligers vier, wat gesê het, Here, ek steek hand op, ek is hier. Herinner ons onsself ook aan die woorde van Petrus en Johannes, daar in Handelinge, toe hulle gesê het, hoorie maar, Handelinge 4:19, hulle het gesê, julle moet self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dis onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. So ons wil praat, ons wil deel, want dis wat dit beteken om 'n getuie te wees, nee, is om te deel. Verlede week, as jy nie hier was nie, wil ek jou net neem na die 2 belangrike opmerkings wat gemaak is. Die eerste is, ons dien 'n sturende Here. 'n Here wat op missie is, wat op sending is, wat die lig vir Abraham gee om 'n lig vir die nasies te wees, wat vir Jonas sê, gaan na Ninive toe. 'n Here wat voortdurend ons ontmoet as die Here wat op weg is. Ek wil, wat is die eerste ding wat Jesus doen op Opstanding Sondag? Hy stap nie terug in Jerusalem in en sê, tada, hier's ek nou nie. Hy gaan nie na Pilatus toe en sê, sien, ek het jou gesê nie. Hy gaan nie na die Fariseërs toe en sê, wee nie. Met baie respek gesê, nee. Hy gaan agter die Emmausgangers aan. Hulle wat teleurgesteld wegstap en nie weet van die goeie nuus nie. En hy gaan om hulle te herinner, hoorie, maar ek lewe. Ek het gesê, dit gaan gebeur. Hy vertel dit vir hulle. En dan verander dit hulle lewe vir altyd. So ons dien 'n sturende Here wat op sending is. Die tweede belangrike, wanneer ons hande in sy hande sit, wanneer ons saam met hom werk, wanneer ons saam met hom deelneem en dit waarmee hy besig is, ontdek ons dat ons nie in 'n ligleegte instap nie. Ons gaan letterlik met respek gesê, nie na 'n plek toe en ons neem Jesus saam met ons nie. Nee. Soos wat ons onlangs in Lesotho net weer ontdek het, die Here is aan die werk in Lesotho en ons het net ons hande gaan gee vir dit waarmee hy reeds besig is. So daai 2 gedagtes en met dit in die agtergrond stap ons dus verder vandag. Maar sien, ons staan op die skouers van hulle wat sê, ek was 'n getuie. Ek was daar. Jy kan onthou Thomas se getuienis in Johannes 20:28. Nadat hy alles beleef het en oor 'n klomp goed gewonder het, sê hy, my Here en my God. Petrus skryf self daaroor in 2 Petrus 2:16. Hy sê, met ons eie oë het ons gesien en met ons eie ore het ons gehoor
By wyse van Thomas se belewenis, ons het gevoel. So ons staan op die skouers van hulle wat sê, ek kan nie anders nie, ek moet dit met jou deel. Selfs verder lees ons by Paulus in 1 Korintiërs 15, hy sê, en laastens het hy aan my die geringste van die apostels verskyn. So ook Paulus deel 'n getuienis. John Lennox in gesprek met Alex O'Connor. Alex is 'n bekende ateïs wat op YouTube baie keer gelowiges debatteer. John Lennox sit met hom in gesprek en uiteindelik sê John vir hom, sien jy Alex, dit is waar dat ons almal glo. Ons sien, selfs ateïs glo. En elkeen van ons het 'n geloof in iets wat jy graag met iemand anders deel. Jy het 'n oortuiging van 'n produk wat jy graag met iemand anders deel. Dit mag dalk wees jou gunsteling coffee shop. Interessant, ons kry nie tee shops nie, julle. Miskien omdat koffie in die Bybel is en tee nie. Want jy kry Hebrews, maar jy kry nie iets hiervan nie. Maar dis wat ons doen, nee. As jy 'n nuwe belewenis gehad het, 'n nuwe produk gekry het, dan deel jy dit graag in jou boodskap met almal. Jy word 'n vrywillige bemarker, sonder dat iemand daarvoor gevra het, want jy wil daaraan deel. Dis een kort klein stukkie voorbeeld van wat dit beteken om te getuig, om te vertel. So vandag gaan ons verder op hierdie reeks en ons gaan juis gesels so wat beteken dit om 'n getuie te wees. Lukas 10, as jou Bybel naby is, ons lees verder weer daai eerste 16 verse saam vandag. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou. Maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of reisak saamvat of skoene saamdra nie en moenie langs die pad met groetery tyd verkwis nie. As julle na huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly, so nie sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na 'n ander toe trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voortsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dan moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op daardie dag draagliker wees as vir daardie dorp. Ellende wag vir jou Chorazin, ellende wag vir jou Betsaida. As in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel oordraagliker wees as vir julle. En jy Kapernaum, dink jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doodryk afdaal. Wie na julle luister, luister na my. Wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Tot sover ons skriflesing vir vandag. Lukas 10 is op die rug van Lukas 9, die draaipunt van die fokus van Jesus se vertelling in Lukas, naamlik dat hy van Lukas 9 af baie direk en intentioneel op pad is Jerusalem toe. Die woorde wat in Lukas 9 gebruik word is, hierna het hy sy reis na Jerusalem toe vasbeslote begin. In Lukas 9 stuur hy die 12 disippels uit. Hy stuur hulle en in die Latyn staan daar op missio, dis waar die missio Dei vandaan kom. En in Lukas 9 sê hy vir die 12 disippels 3 dinge. Hy sê vir hulle moet gaan verkondig, hulle moet vertel. Hulle moet die mense wat vasgevang is onder die duiwelse besetting, hulle moet hulle gaan bevry. En hulle moet hulle wat siek is gaan genees. En dis die 3 dinge wat Jesus kom doen het. Hy het kom vertel van die koninkryk van God. Hy het dit wat mense gevange gehou het, daarvan het hy hulle kom bevry. En hy dit wat seer gemaak het, wat gebreek het hy kom genees met die goeie nuus van die evangelie. En op grond van Lukas 12 sou ons kon sê, sien dis reg. Ons het hierdie professionele Christene nodig. Hierdie super 12 wat gekies is. Maar in Lukas
10 gebeur iets anders. Jesus stuur 72 ander uit na die dorpe en die plekke toe, want toe hy van plan was om te gaan. En hoekom is hierdie 72 belangrik? Want een, dit is anders, so dit kom sê, dit is nie bedoel net vir die 12 nie. Die 72 ander sê, dit is bedoel vir 'n groter groep, en vir die Jode sou hulle die 72 baie goed geken het. Want sien, in Genesis 10 word die nageslag van Noag in so 'n stamboom genoem, en dit verteenwoordig die nasies van die wêreld, en jy kan jouself indink hoeveel nasies was daar, nê? 72. So dit kom sê, Jesus stuur die gelowiges as sendelinge na die wêreld toe, en hulle verteenwoordig die ganse wêreld. In Handelinge 2, wanneer die Gees uitgestort word, dan is die tale wat daar gespreek word, die tale van die ganse wêreld, van die Joodse bevolking op daai oomblik in Jerusalem. Later in Handelinge 10 is dit weer die heidene wat in hierdie tale deel, naamlik die goeie nuus wat bedoel is vir die ganse wêreld. So om te sê 72 word gestuur, is om te sê dat almal word gestuur. Die hele kerk word dus gestuur. En wat sê Jesus eers vir hulle? Hy sê die oes is groot en die arbeiders is min. Daai is 'n skokkende realiteit. Daar's baie mense wat bereik moet word, en daar's min wat op hierdie oomblik kan gaan. Dan sê hy, bid die Here aan wie die oes behoort. So die oes behoort aan hom, wat beteken hy is klaar aan die werk. Weer eens, ons gaan nie in 'n ligleegte in nie, ons sluit aan by wat hy doen. Maar 2, bid die Here aan wie die oes behoort om arbeiders te stuur. En interessant, net daarna, dan word jy die antwoord op jou gebed. En nie net word jy die antwoord op gebed nie, jy word 'n dringende antwoord op gebed, want hy sê, gaan nou. Hoor die dringendheid daarvan, gaan nou, gaan vertel, en hy sê wat, na die plekke toe waarheen ek op pad was, gaan neem deel in wat ek mee besig is, gaan en hoor die dringendheid, want as ek en jy die stemme sou hoor van die nood wat in ons dorp en in ons wêreld geskree word, van mense wat verlore is sonder Jesus, van mense wat in nood is, as ons stop, ons sal uitspring. Ek bedoel, wat gebeur wanneer jy by 'n motortoneel, 'n wraktoneel verby ry, en daar's iemand wat vasgevang is in die wrak? Ry jy verby en sê, ek sal vir jou bid. Ek dink aan jou. Laat dit met jou goed gaan. Nee, as daar 'n wraktoneel is en jy kan onmiddellik iets daaromtrent doen, jy kan iemand red, dan slaan jy remme aan, jy spring uit, jy hardloop oor die pad, en jy gaan bevry. Hoekom? Want ek kan 'n lewe red. Hoeveel te meer as ons nie die stemme sou hoor van hulle wat werklik in ewige nood is nie. Gaan nou, sê Jesus, gaan deel daarin. Jesus sê, gaan na die huise toe, en die eerste woorde wat hulle moet sê is wat? Vrede vir julle. Nou hierdie woord vrede vir jou en my is baie meer as net die teken wat gewys word, nee, peace man. Is in Jamaica, we go no. Nee, dit het niks te doen met daai nie. Dit het alles te doen met die Hebreëse woord shalom. En shalom is God se herstel. Sy volledige herstel van 'n stikkende wêreld. Dis hoe die wêreld lyk onder sy soewereine heerskappy. Jesus kyk vir die stad van vrede genaamd Jerusalem, dan huil hy oor hulle en hy sê vir hulle, Jerusalem, Jerusalem, as jy maar net geweet het wat vir jou vrede nodig is. En dan betaal die seun van vrede die prys vir die herstel van vrede. Daar op Golgotha, net buite die stad van vrede. En wat word ons genoem? Vredemakers. Waartoe word ons gestuur? Met 'n vredesboodskap. Wat is Jesus se eerste woorde op daai opstanding Sondag? Vrede vir julle. So gaan na hierdie wêreld toe en vertel vir hulle van God se vrede, van sy plek van herstel. C.S. Lewis stel dit so: God cannot give us a happiness and peace apart from himself, because there is no such thing. Daar is nie ware vreugde en ware vrede sonder hom nie. Tweede ding wat ons sien vir hierdie getuies wat moet die boodskap gaan deel, daar word vir hulle vertel, wanneer julle by die huis kom, bly daar. So julle moenie net hastig beweeg van een huis na die volgende toe nie. Nee, wanneer julle inkom, bly daar. En nie net bly nie, bly en eet, bly en drink. In die Lukas evangelie, nie minder nie as 7 keer word daar na tafels verwys. Sommige beskryf die Lukas evangelie as die evangelie van die tafel, waar daar rondom 'n maaltyd gesit word en stories gedeel word. In Indië sou hulle sê, meeting is eating.
So as daar 'n vergadering is, moet daar geëet word. Maar ek dink dis ook waar in ons omstandighede, om saam te eet, om saam met iemand 'n maaltyd te deel, is die wonderlikste geleentheid om saam goeie nuus te kan deel. Want 'n maaltyd is jy nie veronderstel om gejaagd te drink nie. Jammer vir almal wat so meal shaker doen elke dag. Jy's eintlik veronderstel om te sit en te eet, te sit en te reflekteer, te sit en asem te haal. So Jesus sê, gaan en wees by die mense, eet saam met hulle. 2 keer word daar genoem, eet wat hulle vir julle voorsit. So deel 'n maaltyd, en so dikwels in deel 'n maaltyd, is dit deel 'n geselskap, deel die omgee. En dan sê Jesus, maak die siekes daar gesond. Die belangrike van hierdie maak die siekes gesond, beteken vir sy getuies, vir hulle wat gaan om te vertel, hulle het nie net 'n boodskap nie. Hulle het 'n manier van lewe. En wat is hierdie manier van lewe? 'n Lewe wat nie gerig is op my nie. 'n Lewe wat gerig is op jou nood. 'n Lewe wat sê, hoe kan ek by jou uitkom? Hoe kan ek vir jou 'n verskil maak? Hoe kan ek daar wees vir jou? Want dis wat die genesing van siekes beteken. Stel jouself voor, ons snap hierdie ding. En nou is dit Desember. En die meeste van ons het dalk die voorreg om ergens op verlof te wees. En of dit nou by die see is, of dit nou in die Kreerwiltuin is, en of dit nou hier in die middel van die hemel by Centurion is. En is 25 Desember, en jy en jou gesin word wakker. En julle vra, hoe kan ons die evangelie vir hulle wat in nood is, vandag prakties gaan wys? Een van die maklikste maniere is om een van die Bitterbaai hospitale binne ryk afstand te gaan. En net daar te gaan stop. Want sien, dis om goeie nuus te deel. Ja, maar wag, dis Kersdag, dit gaan oor ons. Ek hoor jou, maar die evangelie werk nie so nie. Kom ons begin by daai plek, want dis die ingangspunt, of die uitgangspunt hiervan. Dis die ingang in 'n huis in. Dit gaan nie oor my nie. Ek is hier vir jou, en ek is hier om op jou nood te fokus. Om vir jou te wys, God fokus op jou. En dan sê Lukas 10, wie na julle luister, luister na my. Wat Jesus dus sê is, hy trek jou in, om na hom te luister, en dan stuur hy jou uit as sy boodskapper. Tim Keller beskryf dit so, hy sê, God calls us radically in, and then he sends us radically out. Hoor net wat sê hy verder, hy sê, God calls you into an intimate relationship with him, and then sends you out into the world and says, I want you to be a healing agent. I want you to reweave the fabric of the world. Where it is ripping, I want you to meet their needs and fill their hearts so that they can do the same thing. Sien, om 'n getuie te wees is nie om 'n verkoopsman vir ewigheid te wees nie. Dis altyd 'n lekker grappie vir my vrou wanneer ons ergens op vakansie sou wees. Want kyk, as iemand ergens hoor dat jy 'n dominee is, dan moet jy die Kersdiens doen. Of dit nou op 'n kamp is of waar ook al, dis altyd, hoorie, sal jy vir ons, nê? Nee? So gewoonlik dan is dit daai van, wat doen jy nie, ek's 'n versekering, dit hou jou 'n ewigheid. Meeste mense verstaan nie dit nie, so is okay. Ek sal liewer nie sê ek's 'n pastorale ingenieur nie, want die woord ingenieur impliseer iets, jy weet maar. Die eintlike punt is, ek en jy is nie 'n verkoopsman vir ewigheid nie. En as ons die evangelie afwater na dit toe, dan mis ons dit heeltemal, want al wat ons dan vir mense sê is, jy moet net die regte goed kan sê en die regte gebed kan bid, en dan is dit okay, dan los die Here jou net so, jy het ergens in jou lewe op 'n oomblik daai gebed gebid, jy het gesê, Jesus, ek bely, ek erken, en dan is dit verby, en dan sê, tik, en wat gebeur dan met so 'n persoon? Toe ons in Hielbrau uitgereik het, toe ek nog op skool was, en in begin jaar op universiteit, was die beeld wat gebruik is, blou babas. Want sien, wanneer daar 'n baba gebore word, moet daai baba gevoed word, versorg word, moet daai baba groei, van melkkos na vaste kos, net so vir gelowiges. As jy tot geloof kom, dan bly jy nie 'n baba in geloof nie, jy groei. Jy het versorging nodig, en daarom die belangrike van verhoudingsbou. Julle gaan nie net om te vertel nie, julle gaan om te bly, julle gaan om teenwoordig te wees, julle gaan 2-2 om hierdie boodskap van God se herstel te beliggaam, deur julle daar wees. En jy kan dit nie anders doen sonder om lief te hê nie.
Jy kan dit nie anders doen sonder om die nood vir die wêreld waartoe ek en jy gaan werklik te besef nie, om werklik te weet, hierdie mense is sonder Jesus. En is ek bereid om hulle so lief te hê, soos die een sendeling wat in die eiland van die Melaatses waartoe hulle verban was, die evangelie gaan deel het? En alles het verander toe die dag toe hy opgestaan het en sy eerste woorde was, ons Melaatses. Want sien, hulle melaatsheid het sy melaatsheid geword. Hy het ook gedeel in hulle siekte, fisies. Toe hoor hulle op verslag iets anders van die evangelie. Want hy het hulle so lief gehad dat hulle pyn en hulle siekte het syne geword. Toe ons nou in Lesotho was, in die uitreik, een van die mooiste beelde is twee wat gaan emmers haal. Emmer water vir die een huis waarby hulle uitgereik het, een groep. En toe kom een van die seuns sê, nee, maar hy moet help dra. Want dit is sy verantwoordelikheid. Hier by die huis dra hy die water, so, okay, maar kom dra dan saam met my, aan hierdie water wat jou verantwoordelikheid is, maar ek wil dit doen. 'n ander klassieke een was, toe een van ons dames vir die een tannie vra, hoorie, maar wat kan ons vir jou doen? Toe sê sy nie, julle kan my wasgoed was. Dit was toe letterlik so, gaan uit, gaan haal water, die wasgoed is daar binne, daar's die seep, kom uit en hier word die water gaan haal, op 'n afstand, want is nie by 'n kraan nie, dit word gebring, en hier terwyl die res van die span uitreik en praat oor Jesus, sit hulle en werk die wasgoed skoon deur, en help om te was. Want sien, vir daai tannie in Lesotho, het mense uit Centurion in Suid-Afrika kom wys hoe lief Jesus haar het. En kan jy verstaan hoe sy oop sou wees vir die deel van die goeie nuus, omdat iemand anders gestop het. Nie gejaag het nie tref en trap evangelie kan probeer toepas het nie, maar regtig belang gestel het om Jesus te deel. Petrus maak hierdie ontdekking daar in Handelinge 10. Hy kom by Cornelius, en Cornelius is 'n Romein. Daar's nie 'n manier dat 'n Jood met 'n Romein praat nie. En dan ontdek Petrus, maar die Here is aan die werk hier in hierdie sogenaamde heiden. En soveel so dat Petrus in sy huis ingaan. Sien, dis wanneer ek en jy beweeg word deur die liefde van Jesus. En hierdie is mooi. As ons hier sou stop, soos jy kyk, sien jy, die boodskap van Jesus is, wees daar, dis reg. Gee om, dis reg. Wees lief, dis reg. Dien iemand anders, dis reg. En dit is alles reg. Maar daar's 'n deel in hierdie gedeelte wat ek en jy dalk mis mag lees. En dit is die boodskap van Jesus konfronteer. Die boodskap van Jesus bring jou en my by 'n plek waar ons 'n keuse moet maak. Sien, jy kan nie neutraal staan teenoor Jesus nie. Jy vat of sy boodskap volledig, of jy vat dit glad nie. Jy kan nie half swanger wees met die boodskap van Jesus nie. Jy glo dit met alles, jy plaas jou vertroue op hom en jy erken hy is die Here en jy volg hom, of jy loop weg. Jesus het gesê, wie na julle luister, luister na my. Wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Jesus stuur hulle met 'n boodskap. Weet julle wat noem ons dit? Die euangelion. En die euangelion, die Griekse woord daar, is 'n aankondiging. Dis letterlik om te sê, luister hier, iets het gebeur en die wêreld gaan nooit weer dieselfde wees nie. So in die wêreld van die Bybel daar gestaan, hierdie is die euangelion van keiser Augustus. En dit beteken hierdie is die aankondiging van die troonbestuiging van keiser Augustus. En dit sou beteken dat hierdie wêreld, hierdie Romeinse ryk, die omgewing onder hom, waaroor hy nou heerskappy het, gaan vir ewig verander. Ons sou kon sê op die 26ste Maart, as ek dit nou reg het, dink ek dit was die datum, 2020, hierdie is die euangelion van COVID. Hierdie is die aankondiging van COVID. Die wêreld gaan in lockdown. En ons het iets vir gevoel van stil word. Ons het iets gevoel van ingeperk word. Van jou lewe, jou vryheid, jou beweegruimte word onmiddellik deur iemand anders se besluit geaffekteer. Want jy kon nie plakkies koop nie, dit was erg. Onthou julle daai COVID, nee? Nou hoor net mooi hierdie is die euangelion van Jesus Christus.
Die evangelie wat die wêreld vir altyd impakteer. Niks sal ooit weer dieselfde wees nie, want van nou af is die wêreld onder sy heerskappy, maar die evangelion vir hierdie wêreld is goeie nuus. En hierdie goeie nuus kan jy nie vir jouself hou nie. Stel jouself voor, jy sit met die oplossing vir die grootste ongeneeslikste siekte in hierdie wêreld by jou, en jy hou dit vir jouself. Dit sal darm maar bitter liefdeloos wees. As ek en jy met die oplossing sit vir hierdie wêreldse nood, en ons hou dit vir onsself. Daarom stuur Jesus hierdie getuies, gaan en gaan deel. En daarom deel ons in die werk waarmee die Here besig is, en daarom is 'n deel van 'n ete saam met iemand anders nie minder geestelik as 'n deel in 'n gesprek oor Jesus nie, want dit alles kom beliggaam hierdie goeie nuus en hoe dit my lewe verander het. Sien, ons moet ons lewe so inkleed dat in die alledaagse bewegings van die lewe ons wys en leef hierdie nuwe lewe van Jesus wat my vir altyd verander het, maar ons moenie die dringendheid hiervan vergeet nie. Openbaring 22 eindig met die Gees en die bruid sê, kom, daai is 'n uitnodiging, 'n dringende uitnodiging, en as die Bybel daarmee eindig, dan sekerlik moet ek en jy hoor, daar's 'n dringendheid in hierdie boodskap. As 2 Petrus 3 vir ons kom sê, God stel nie die vervulling van sy belofte uit, dis die wederkoms nie, maar hy wil nie dat iemand verlore gaan nie. Want dan is daar 'n baie belangrike uitnodiging vir jou en my, om te deel hierin, gaan nou. So daar word vertel van hierdie sendeling, sy naam was A.W. Milne, en hy het onder die Suidsee-eilande daar, net so aan die ander kant van Amerika, het hy uitgereik onder daai gemeenskappe, en hy het die gemeenskap deel van geword, baie gevaarlike gemeenskap, en hy het die goeie nuus kom deel, en die dag toe hy sterf, toe begrawe hom reg in die middel van hierdie village, en op die epitaf wat hulle by sy graf sit, het hulle geskryf, toe hy hier aangekom het, was daar geen lig nie. Die dag toe hy sterf, toe was daar geen donkerte meer nie. Dis die goeie nuus. Dat ek en jy kan inkom, en kan deel, en die lig kan aansit, sodat ander kan weet, Jesus bring lewe. So my lewe, my voorbeeld, my getuienis. Dis wat tel. Maar hoekom is ons so bang? Hoekom is ons so bang om dit te doen? Hoekom gaan ons nie? Hoekom is dit makliker om in 'n kar te klim en al die pad na Lesotho toe te ry en daar op en af te stap tussen die villages en met vreemdelinge goeie nuus te deel as om oor kan die pad te stap? Is ons bang vir moeilike gesprekke? Is ons bang vir ons voorbeeld? Is ons bang vir vrae wat ons dalk nie sal kan antwoord nie? Of is ons selfs bang om te sê, maar waar begin ek? So hier's 'n metode wat ons in Lesotho gebruik het en wat vir jou en my kan help, want as iemand jou ergens in die goudtrein sê, vertel vir my die evangelie, waar begin jy, waar gaan jy, waar eindig jy? En veral as jy net so 'n bietjie tyd het. So hier's vir jou 'n klein stukkie toerusting, waarmee jy dit sou kon deel. Die eerste belangrike is, as ons 3 sirkels sou teken, sou die eerste sirkel wees God se wêreld. God se wêreld is ideaal, dis perfek, dis mooi, dis soos wat hy dit gemaak het, dis gesond, dis heel. 'n tweede sirkel sou wees ons werklikheid. Dis gebroke, dis stikkend, dis selfsugtig, dit maak seer, dis regtig na my gerig, dit gaan oor mag en net my. So hoe bring ons dan God se wêreld wat perfek is in hierdie stikkende wêreld bymekaar uit, want dit kan nie. Die verdeling is net, so gebreek dat die een kan nie die ander bereik nie. Dis onoorbrugbaar. Maar in Christus word alles heel. Want sien, Jesus is volledig God, Jesus is volledig mens, Jesus is volledig sondeloos, Jesus betaal die volledige prys. Daarom is dit die goeie nuus, die aankondiging van herstel, en in Christus bring hy ons weer nader, en kan daar herstel wees. Is daar die verkondiging van die goeie nuus, is daar die bevryding uit slawerny, is daar genesing van dit wat breek in hierdie wêreld. En dis die Jesus lewe. En wat van jou en my? Wel, dit kan ons help om dalk 'n 2 minute op papier
uitleg te gee van my eie storie, van my eie verhaal, my lewe voor Jesus, my lewe van toe ek hom ontmoet het, en my lewe nou. Dalk 'n lewe van ek het groot geword in die kerk, maar ek het 'n oomblik gehad waar ek ten diepste besef het, die Here het my lief. Ek is verlore sonder hom. En ek het daai liefde nodig, sodat hy my kan help om regtig te vergewe en gesond te word van dit wat seer gemaak het. En nou, waar is ek nou in my navolging van hom? Wat het ek onlangs van hom geleer? Julle, maar ons leef in 'n wêreld wat so honger is. En daarom het ek nodig om te luister na dit wat God mee aan die werk is. En daarom ook hierdie inisiatief. Julle het nog heeltyd gewonder waarvoor is hierdie hemp, né? Ek het hom nie van die huis af gebring nie. Hier op hierdie hemp staan minder of meer. En jy ken nou min of meer, né? Die eerste reeks vir hierdie jaar. En ons het dit goed gedink om hierdie inisiatief te begin, getiteld Get to Give. En die belangrike is, want sien, soos wat Jesus ons innooi en uitstuur, so gebeur dit elke Sondag hier ook. Ek en jy kom in, ons neem deel, maar wat doen ons dan? Ons stuur uit. Ons sê, kom ons gaan wees die sendelinge in hierdie wêreld. Kom ons gaan deel die goeie nuus in hierdie wêreld. En daarom vir die wat vandag wil sê, en daar's net plek vir 15 vir hierdie diens. Vir die wat vandag sê, Here, ek is all in, as ek dit in die Engels mag gebruik. Ek is all in. Ek is all in om hier te wees wat U van my vra om te wees, en ek is all in om hier uit te beweeg en te gaan lig skyn. Ek wil 'n gesprek aanknoop met iemand. Wel, hierdie hemp gee vir jou 'n geleentheid. Want jy mag in 'n ry staan en iemand se vra, min of meer, wat beteken dit? Dan sal jy sê, dis nie Timo nie. Ek het 'n ander boodskap. En jy sê kon vertel van min of meer. Jy sê kon vertel van begin Sondag. So daar's 15 hemde daar buite op die stoep. En as jy vandag sê, hierdie is my dag, en jy's betyds, ons gaan hierdie natuurlik 'n goeie toetsloopie gee, dan gaan vat jy vir jou 'n hemp. En binne hierdie hemp staan daar 'n kaartjie, daar's 'n nommer wat jy gaan opskryf, en jy gaan self bid en sê, wat hierdie hemp vir jou werd is. Wat beteken dit vir jou? En dan sal jy gekontak word oor die proses verder. Hierdie video vertel ietsie daarvan. Dankie julle. Het jy al aan jou geloof gedink, As 'n geskenk wat nie net vir jou bedoel is nie. maar vir iemand anders? Ons sien en beleef kerk sonder wiere mense As ruimhartige, liefdevolle mense, wat mekaar help om die Jesus lewe saam te ontdek. Dit is ons roeping. ons purpose. Maar dit is soms moeilik om ons geloof met ander te deel. Waar begin jy? Hier is waar ons iets nuuts wil probeer. En ek hoop julle sal dit met waagmoed Saam met ons aanpak. Ons het 'n reeks gehalte hemde, met KSM eie slagspreuke gedruk. Ons noem hierdie Get to Give. Get to Give herinner ons aan iets eenvoudig maar belangrik. gee is 'n voorreg. Ons glo dat dit 'n voorreg is om deel te wees Al wat God besig is om te doen in kerk sonder mure, En ons glo dit is 'n voorreg om die geskenk van ons geloof met ander te deel. elke hemp dra 'n frase wat deel is van ons gemeente se taal, Begin Sondag, beter en blyer. min of meer. frases wat ons glo mense se nuuskierigheid gaan wek, om dalk te vra, Wat beteken dit? waar het jy daai hemp gekry? En dalk is dit presies waar 'n geloofgesprek begin. En dalk is dit hoe iemand uiteindelik by 'n kerk uitkom. En dalk is dit hoe iemand die Jesuslewe ontdek. Daar is 'n tweede voordeel en rede vir die hemp. Naamlik om die geleentheid te skep om addisioneel by te dra, Tot die impak van Kerk Sonder Mure, deur nie te betaal wat die hemp gekos het nie, maar te gee wat jy voel dit werd is. So met een hemp gee jy, dra jy, En nooi jy. daar is net 'n klein hoeveelheid hemde. so maak seker jy kies een na die diens op die stoep. Nou gewoonlik is die emosie wat hiermee saamkom is, weet, FOMO. Ek wil nie uitmis nie. Ek moet vinnig uitkom, as hierdie liedjie begin, gaan ek hier uitgaan, hulle kan klaar sing, ek wil so 'n hemp hê. Wat as presies hierdie emosie van FOMO in almal van ons se lewe leef,
Nie oor die dra net van hierdie hemp nie, maar oor die uitdra van die evangelie. Ek wil nie uitmis nie. Ek wil nie uitmis op die storie van hulle wat gegaan het nie. Vir hulle wat gaan sê het, maar daar's hoop, en ek wil die hoop gaan deel, want dit is die evangelie van Jesus Christus. So wil jy vandag nie opnuut jouself verbind aan dit nie. Want julle, die oes is groot, en die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders te stuur. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Volgende week, hoor ons wat gebeur wanneer hulle terugkom, en hulle stories deel. Amen, ons bid saam. Here Jesus, soveel mense wat ons hier is vanoggend, soveel getuies is daar, wat hierdie wêreld kan gaan seën, met die getuienis dat Jesus die Here is. Here, ons het die voorreg om te deel in die mooiste storie, want dit is die ware gebeurtenis van die opstanding, maar ook van die opstanding in ons lewens. Van die lewe voor Jesus, die lewe na Jesus, die lewe toe ek verlore was, toe ek gered geword het, en wie ek nou is. 'n Lewe wat al hoe meer verander na die beeld van Christus toe. Here, maar om 'n getuie te wees is 'n opdrag. En as dit so is dat ons hierdie beste, mooiste nuus ooit vir onsself gehou het, want dan was ons ongehoorsaam. Ons wil dit kom bely. Bely die talle kere wat ons dit gemis het, stil gebly het, nie gedeel het nie. En ek bid so, Here, dat ons soos Kolossense 4 sê, die beste gebruik sal maak van hierdie geleentheid, en van vorentoe elke geleentheid, om te deel oor die mooiste nuus wat ons lewe verander. Die boodskap van Christus se herstel, van sy bevryding, van sy heerskappy. Daar is geen soos U nie, en daarom, Here, hier is ons, hier is ek, stuur my, want daar is hoop, en die hoop is in U, in Jesus se naam, amen.